Goed, kom ons kyk na sy siektes. As ek hom nou gaan omdraai, en ek kyk na hierdie gedeelte, kenmerke van iemand wat aan verwerping ly. So die eerste kenmerk, wat ons nou gaan neerskrywe, is siektes dan. So die siektes dan, is sê maar soos kanker, en dit is kentekens van iemand wat aan verwerping ly. Of arteritis, of suikersiekte, of gewasse. So dis mos 'n kenteken nou. So as hierdie siektes het, dan weet jy dadelik, verwerping is die wortelprobleem, dis 'n kenteken. Nou goed, die tweede kenteken is dan daai simptome, die vrugte wat jy vir my afgetrek het, aan die ander kant. Sê maar soos 'n rebellie, of verbittering, of selfbejammering. Kentekens van iemand wat aan verwerping ly. 'n derde kenteken van iemand wat aan verwerping ly, is sy hele lewe lyk so. Een oomblik gelukkig, volgende oomblik ongelukkig, sy hele lewe hardloop so. Daar regte moet jou lewe so lyk. Konstant moet daar groei wees na volwassenheid. Dit moet glad nie daardie tipe van impak hê nie. Is jou lewe so? Een oomblik dolgelukkig, volgende oomblik half moedeloos, half in die gate in, en dan weer 'n keer beter. So jou lewe lyk so. Kentekens van iemand wat aan verwerping ly. Nou, ek wil net weer terug aan ons skets toe. Ons skets lyk ons nou so. Jou sielsdimensie, 3 emosionele probleme by elke mens, vrees, Here het daai een uitgehaal, deur sy wonde, deur sy bloed. Nou kyk ons na verwerping. En skokke en teleurstellinge het presies dieselfde impak in 'n ou se lewe, en dan natuurlik skuldgevoel vir die volgende een. So hierdie wys normaalweg nie, dit lê latent. Maar sodra jy hierdie persoon onder druk begin plaas, het sy finansiëel of in die huwelik, of dalk by die kinders, of dalk by die werk, sodra die druk begin toeneem, is dit hierdie druk wat die vermoë het om daai wortelprobleem te aktiveer. Sodra hom dus aktiveer, gaan jy dadelik begin met hierdie kentekens kry. Daar gaan siektes voorkom, en dan emosionele letsels soos rebellie gaan voorkom by verwerping, en dan jou hele lewe gaan daai tipe van 'n impak hê, gelukkig en ongelukkig. Onthou die formule wat ons gebruik, is die gedeelte in Jakobus 5 vers 16. Hy sê stap nommer 1, erken teenoor mekaar dat jy 'n probleem het. So ek weet mos nou al klaar, deurdat jy hierdie vir my gee het, dat jy erken jy het 'n probleem. Want dit is nie normaal om hierdie te hê nie. Want God se Gees bring tot vir jou genesing voort in elke dimensie van jou lewe. So stap nommer 1, erken. Stap nommer 2, ek moet vir jou bid, en saam met die gebed moet ek ook vir jou lering gee. Ek moet jou leer. En ek is nou besig met 'n lering. Die derde stap, die gebed van die regverdige het groot krag. So die persoon wat vir jou bid oor verwerping, moet nie meer hierdie in sy lewe hê, hy moet vry wees van daai probleem. En as hierdie 3 in plek is, dan weet ons mos, deur sy wonde en deur sy bloed bring hy genesing voort, so die Here gaan genees. As ons hou by die formule. Nou die vraag is dus, wat laat jou goed voel in jou lewe? Wat kan jy goed doen? Waarmee is jy goed, Lirika? Wat kan jy goed doen? Kos kook? Nie so goed nie. Goed met kinders? Ja. Is jy goed met kinders? Kan jy hulle motiveer en opbou en hulle help en so aan? So jy's goed met mense, goed met kinders. Ja. Okay. Kom sê, jy's 'n goeie motiveerder. Jy kan mense help. Nee. Kom ons sê, jy's 'n motiveerder. Wat kan jy nog goed doen? Wat se werk doen jy? Of wat doen jy op die oomblik? Ek gaan skool. Gaan jy nog skool? Ja. Na skool? Of doen jy 'n diploma, wat doen jy op die oomblik? Ek Op skool? ja, ek's op skool. Okay. Is jy goed met jou vakke? Ja. Watter vak staan jy, is jy goed mee? Gasvryheid. Gasvryheid? Ja. Okay. So jy's goed daarmee, nee.
Nou goed, as jy dus goeie punte kry met gasvryheid, jou vak nou nie, dan voel jy gewoonlik daar, is dit reg? En as jy nie goed doen nie, dan val jy in die gat in. Is dit reg? Nou, hoekom doen jy dan nou hierdie vak, as dit die impak in jou lewe het? Hoekom vat jy nie ander vak nie? Want dat is makkelijk. Okay, goed. So, hierdie vak laat jou een oomblik baie goed voel. Maar as jy nie goed doen nie, dan val jy in hierdie gat in. Is dit reg? Goed, kom ons van dieselfde met kinders nou, nee. As hy ou vir jou luister en jy spandeer goeie tyd met hulle en hulle voel goed, hulle doen goed, dan voel jy goed, nee. Maar as daai omdraai en hy beskinder jou, hoe voel jy dan? Voel jy nie goed nie? Nee. Dan val jy ook in die gat in. Nou die vraag is, hoekom doen jy dit dan? Hoekom probeer jy kinders motiveer? Ek gee vir die antwoord, hoekom jy dit doen. Jy doen dit vir een rede. Jy doen dit om erkenning te kry. Dis hoekom jy dit nou doen. Want die moment as jy goed is met jou gasvryheid, jou vak, dan voel jy goed. En jy staan eerste, sê nou maar. Maar sodra jy fout gemaak het en jy val hier af, dan sê maar 30% of 50%, dan voel jy nie goed nie. En baie keer dink jy, man, ek wil nie eers verder lewe nie, want ek kry nou nie meer erkenning nie. Maak dit sin wat ek nou sê? Ja. Ou doen eintlik hierdie goed vir die erkenning, ja, maar ou doen dit ook vir een woord, geef my liefde, ek het liefde nodig in my lewe. Want iemand wat aan verwerping ly, het ergens in sy lewe seer gekry. Hy soek in die waarheid erkenning, hy soek liefde al die tyd. Nee, jy sal nie glo nie. Ek het koeke gebak om erkenning te kry. Want ek het ook aan verwerping gely. Ek moes in die waarheid 'n dogter gewees het en nie 'n seun nie. So ek is al reeds in hetero is ek verwerp. Ma wou 'n dogter gehad het en nie 'n seun nie. So met ander woorde, om ma tevrede te stel, het ek in die huis begin te werk om ma se liefde te kry, om erkenning te kry. Altyd in die huis. Altyd erkenning gesoek, koeke gebak. As daai koeke nie mooi uitreis nie, dan flop ek saam met die koek. Maar as daai koek reg is en ek kry erkenning, dan voel ek goed. Maar ek doen dit om erkenning te kry in ons lewe. So dis 'n kenteken van iemand wat ergens in sy lewe verwerp is, of 'n skok gehad het, of 'n groot teleurstelling gehad het. Wat was jou grootste teleurstelling in jou lewe? As jy vir my sê, Louis, dit is waar ek my grootste teleurstelling gehad het in my lewe. Onthou nou, dit kan al gebeur het voor geboorte, of ergens in die verlede, of as gevolg van traumatiese goed in ons lewe, jy weet, 'n liefdesteleurstelling. Waar sê jy dink het jy 'n skok gekry? Wat was jou grootste skok? Dalk 'n ongeluk gewees of 'n teleurstelling wat jy gehad het, as jy nou moet dink. Ek het nie. 'n Liefdesteleurstelling dalk, of 'n vriendin, wat jy goeie vriendinne was, en sy het jou haar rug op jou gedraai? Ja. Kan jy vir my naam gee? Ansel. Goed, so hierdie meisie het jou die ergste verwerp in jou lewe, Ansel, nee. Goed, kom ons volstaan by daai ene. So dit gaan oor iemand wat jou verwerp het, iemand wat jou te nagekom het, en dit is dan die neeweffekte daarvan, lei aan verwerping. So, dis 'n kenteken, hierdie is kentekens van iemand wat aan verwerping lei. Nog 'n kenteken lyk so. Hierdie persone wat hierdie probleem het, is baie keer go-getters. Jy gee vir hulle werk en hulle doen hulle werk baie goed. Hulle vat sommer 'n nuwe taak, 'n besigheid, en hy doen daai ding so perfek reg. Hy het nie werklik mense nodig om hom te help nie. 'n go-getter. So op sy eie krag, sy eie vermoë kom hy bo uit. Is jy 'n go-getter? Of het jy dalk mense nodig om jou om bo uit te kom? Jy maak baie meer staat op ander mense as dan op jou eie krag. Waar dink jy lê jy? Ander mense. Op ander mense. En stel hierdie ouens jou ook baie keer te leer. Tot 'n mate. Nie werklik nie. Maar tog het jy op Ansel het jy jou vertroue geplaas en sy het jou te nagekom. Is dit reg? Nou goed, hou hierdie nou in gedagte. Ek wil nou vir jou iets vertel wat baie belangrik is. Die volgende ding moet jy weet. Die
persoon wat jou die meeste te nakom het, die meeste teleurgestel het, is ook iemand in sy lewe wat aan verwerping lei. Hy is ook 'n stikkende mens. Dis die eerste ding wat jy moet weet. Die persoon wat jy verwerp het, is ook 'n verworpene. Die tweede ding wat jy moet weet, jou reaksie op verwerping, hoe jy reageer as iemand jou verwerp, jou reaksie, bepaal die kwaliteit van jou lewe en nie die persoon se lewe nie. Daai persoon weet nie eers wat hy aan jou gedoen het nie.